ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is besig met die Evangelie van Johannes en ons is in hoofstuk 6. En net om jou geheue te verfris weer, hoofstuk 6 is die begin van die konflik met Jesus. So van hoofstuk 6 af aan, na hoofstuk 18 toe, gaan die spanning rondom Jesus begin opbou in die volk, onder die mense, en die spanning gaan sy klimaks bereik, en ons kan dit eintlik anders sê, ons kan sê die ongeloof van die mense, dat Jesus is wie hy sê hy is, bereik sy klimaks in hoofstuk 18 met die kruisiging. En hier, so ons het alreeds in hoofstuk 1 begin kennis neem van die spanning tussen lig en duisternis, geloof en ongeloof, dood en lewe, waarheid en die leuen. As Johannes skrywe in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar is die eerste keer, nee, Johannes 1 vers 4 en 5, waar ons kennis neem van die spanning, wat ons in hierdie boek gaan kry. Nou is ons 6 hoofstukke verder, of 5 hoofstukke verder, en ons is nou in hoofstuk 6. En hier raak die spanning skielik publiek. So ons het alreeds begin waarneem dat daar spanning was tussen Jesus en die Fariseërs, en dat meeste van daardie spanning het Jesus initieer. Nee, die konflik wat daar was, het hy initieer. Maar dit was geïsoleerd op 'n sekere groep mense, die leiers, en hulle voel, hulle posisie is in gedrang, en Jesus en baie mense begin hom nou ondersteun, en hulle maak plannetjies om Jesus in die wiele te ry en sy invloed te verminder onder die mense, sodat hulle posisies nie in gedrang sal wees nie. So, ons het alreeds hiervan waarnemings hieroor gemaak, maar in hoofstuk 6 raak het nou die publiek. Nou is dit nie meer die geïsoleerde groepie daar nie, maar die gewone mense, wat agter Jesus aankom om sy leringe te hoor en deur hom bedien te word. Die spanning is groot. Nou, so dis die een ding, nee? Dit maak hoofstuk 6 so 'n belangrike hoofstuk in die evangelie. Die ander ding wat ek ook net vir jou weer wil gee, want dit help vir jou om dit te hoor in jou Bybelstudie van Johannes, en dit is die hele saak oor geloof en ongeloof, en dit is waaroor hierdie hele evangelie gaan, per die skrywer sy eie verduideliking in hoofstuk 20, vers 30 en 31, hierdie dinge het ek geskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, en deur te glo, lewe kan hê in sy naam. So hy skryf dit om geloof te wek, maar geloof is die middel tot die doel. Wat is die doel? Lewe in sy naam. Hoe kom ek by die lewe uit? Deur die geloof. Daar is nie 'n ander manier nie. Nou, waaroor gaan die geloof? En weet jy, ek reken nou maar, skat ek nou, lei ek af, dat in die eerste eeu was dit nie 'n vreeslike groot onderwerp om te hê en dit te definieer, wat beteken geloof en wat beteken dit nie, dit was dalk baie makliker verstaanbaar vir die mense in daardie tyd. In ons dag en tyd, waarin ons nou lewe, is dit glad nie 'n casual gesprek nie. Omdat die woord geloof word gebruik, maar 'n heeltemal 'n ander betekenis word daaraan gekoppel as wat Johannes en die mense wat hierdie brief in die eerste plek gelees het, verstaan het die woord beteken. Ek wil hê jy moet dit weet, dis belangrik dat jy kennis neem hiervan. So dis nou weer, as jy ooit die videoetjie gesien het, geel vrugte, is nou 'n tipiese geel vrug scenario. So toe Johannes hulle die woord geel vrug gebruik het, het hulle
bedoel 'n papaya. Nou in ons dag en tyd gebruik ons die woord geel vrug, dieselfde woord. Maar ek en jy dink aan 'n piesang, en ons dink aan 'n pineappel, en ons dink aan 'n suurlemoen, en ons dink aan 'n lychee, of 'n liekwart, is dit 'n liekwart? Nee, ons dink aan allerlei soorte vrugte, behalwe 'n papaya. So ons dink ons praat van dieselfde ding, as jy die woord gebruik, terwyl dit glad nie dieselfde ding is nie. Nee, jy het daai allegorie, daai verduideliking, so dis belangrik om te verstaan. Wanneer hierdie mense gepraat het oor geloof, het dit altyd gegaan, sonder twyfel, en dit kan ek met groot vrymoedigheid sê, sonder twyfel gegaan oor die identiteit en persoon van Jesus. Hulle het gepraat van die Jesus van Nazareth, ons praat van Jesus Christus, die Seun van God. Dat Jesus is wie hy sê hy is, niks minder nie, hy is dit. En dat die openbaring daarvan en die geloof daarin, dat hy is wie hy sê hy is, het 'n gevolg, 'n reperkussie. Dit het 'n naderdraai. En die naderdraai dat ek glo dat Jesus is wie hy sê hy is die feit dat ek my lewe voor hom neerlê vir wie hy sê hy is. En wie sê hy is hy? Hy is die absolute alfa en die omega van God, die Here van die heelal. Die reperkussies van daardie openbaring en geloof in Christus as die Here van die heelal, die Here van die Here en die koning van die konings, beteken dat ek val voor hom neer. Ek wou nog gesê het, buig voor hom. Nee, want dis die woord wat ons altyd gebruik. Maar in realiteit is dit eintlik ek dink nou aan lekker beskrywende woorde, en die eerste een wat ek kan dink is 'n Engelse een. Ek crash voor hom. Ek val voor hom. Die Here van die heelal. Dis die toneel wat ons kry in Openbaring 1. As Johannes omdraai en hy sien die verreëse Christus, val hy op die grond en bly lê soos 'n dooie. Dis die reaksie. In my lewe val ek voor Jesus. En alles wat ek dink, doen en sê, want ek verstaan dat hy is die absolute alfa en omega. So, toe hierdie ouens geskryf het oor geloof, dis wat hulle bedoel het. Nee, as jy, die stryd tussen geloof en ongeloof, is die stryd oor die identiteit van Jesus en die gevolg wat dit veroorsaak. So, deesdae, nou weet ek, jy het dit nou al baie gehoor en jy verstaan dit nou goed, maar net vir die ou wat dalk nou hierdie video kyk en dit nou nie lekker snap nie. Deesdae is ons geloof, ons verstaan baie min van die identiteit van Jesus, sonder dat ons weet, al verstaan ons min daarvan, is dit 'n geweldige groot saak in ons samelewing. So die een ding wat aangeval word, is nie die vermoëns van Jesus nie. Kan hy brood vermeerder? Kan hy siekes gesond maak? Het hy mense wat blind was genees? Nee, die ding wat aangeval word, is die identiteit van Jesus. Dit is hoekom mense die glo dat hy opgestaan het nie, en dat teoloë sê, hy het nie opgestaan nie, en hy is eintlik net 'n etiese Jesus, en hy's 'n hy's 'n historiese Jesus. Hy is enige iets onder die son, behalwe dat hy is wie hy gesê het is. Sê, dis die ding wat aangeval moet word. Nie die ander goed nie. Jy weet so, byvoorbeeld, as mense sê, die Bybel is nie die woord van God, is nie geïnspireerd deur die woord van God nie. Dit is nie die eindargument nie. Dis nie die eindargument nie. En die groot argument is nou om dit nou te weerlê. Dis nie die eindargument nie. Die eindelike argument is, omdat dit nie die woord van God is geïnspireerd deur die Gees van God nie, is dit wat hierin staan nie waar nie. So wat staan hierin? Dit gaan nie nou oor, is die aarde geskape in 6 dae of nie in 6 dae nie, en jy weet, so. Nee, dat is iets baie belangriker is dit. En die baie belangrike ding is, waar ons wil uitkom, is dat Jesus nie is wie hy sê hy is nie. Dis waar ons wil uitkom. Sê, dis die endgame. Dis die absolute doelwit. Dis die een ding wat ons moet negeer. Hoekom is dit so belangrik? Want as Jesus nie is wie hy sê hy is nie, hoef ek nie na hom toe te gaan nie, op sy voorwaardes nie,
en kan ek nie die lewe, en die lig kry nie. So as daar iets is wat die Satan 'n mens van wil weerhou, hy gee nie om. Die Satan gee regtig nie om dat jy Bybelstudie doen nie. Hy gee regtig nie om dat jy in 'n kerk is nie, en hy gee regtig nie om dat jy met allerlei goeters doen, en hy gee regtig nie om nie. Waaroor hy regtig omgee, is dat jy na Jesus toe draai en jou oë op Jesus gefestig hou. Dis die een ding, net die een. Hy gee nie om dat jy 'n morele skoon, voorbeeldig is die woord. Hy gee nie om dat jy 'n morele voorbeeldige lewe lei nie. Die ouens doen dit baie. Ja, maar kyk die ouens van daai gelowe, kyk net hoe moreel voorbeeldig is hulle. Die Satan gee nie om nie. Jy kan so moreel voorbeeldig of so immoreel wees as wat jy wil. Dis nie vir my probleem nie. Die probleem is, jy moet net nie na Jesus toe draai nie. So, wat doen ons? Wat doen ons om dit te verhoed? Dat iemand na Jesus toe draai, is kraak die integriteit en aansprake en identiteit van Jesus af. Dis al wat jy hoef te doen. Wys vir die mense dat hy is eintlik 'n charlatan. Hy is nie wie hy sê hy is nie. Hoe weet ons? Wel, ons weet dat dit die tegniek is uit 2 oorde. Die een is ons alledaagse belewenis. Dis ook wat ons belewe in die koerante en so aan. As hulle 'n ou wil aanval en hulle wil hom nou ondergrawe en hulle wil hom dan eerste ding wat hulle doen, val sy karakter aan. Dis wat ons doen in die howe, dis wat ons doen in die koerante, dis wat ons doen op sosiale media. Val hy jou aan, val sy karakter aan, kry hom eers in die oë van die mense as 'n absolute idioot. Dan is die res chippies. Dis die een bron. Die ander bron wat ons het, is reg uit die Bybel. In Genesis 3 kry ons die feit dat die Satan vir Eva sê dat God se woord is nie waar nie. Hy bring haar by die plek waar sy verstaan dat sy karakter is nie betroubaar nie, en dan die derde een is, hy sê vir haar, jy kan jouself realiseer. Jou toekoms is in jou hande. Jy kan self God wees. Kraak eers die karakter van God af, en dan gaan Eva se oë oop om te sien dat die verbode vrug van die verbode boom is aantreklik en goed om van te eet. Dis die tegniek. 2 bronne ons weet is absoluut hoe dit werk. Reg. Ek het omtrent 'n hele video gebruik net om dit te sê. So, nou, ek is nou so jammer, miskien is jy nou so al vieserig, want ek het nou nog nie by die teks uitgekom nie, ek het nou dit gesê. Maar dis belangrik, nee, dat ons mekaar weer daarin herinner. Dis die hele saak wat hier aangaan. Geloof per Bybelse definisie en ongeloof per Bybelse definisie. Glo jy? Die saak is nie, glo jy dat Jesus kan jou kind genees nie? Ja, ek glo, okay, jy moet dit net gereeld sê, herinner jouself, hy kan, hy gaan, hy sal, hy moet, hy wil, hy so, okay, dis nou geloof. Nee, dis nie waarvan die Bybel praat nie. Dis nie waarvan die Bybel praat nie. Die vraag is hy wie hy gesê het hy is? Al genees hy nie jou kind nie. Nee, dis ongeloof, ek gaan nie daar gaan nie, sien? Dis vrees. Dis vrees wat jy antwoord hierdie vraag nie. Jou vrees oor jou kind se gesondheid of jou geliefde of wat ook al, jou huwelik of jou finansies, verhoed jou om die regte saak op die tafel te sit. Nee, ek gaan nie daar nie, dit is die duiwel wat dit in my kop wil sit, ek gaan nie daar gaan nie, nee. Jy is besig om jouself al dieper en dieper in die gemors te ondergrawe. Daar's 'n plek waar jy moet kom om te sê, glo ek regtig dat Jesus is wie hy gesê het hy is, al beantwoord hy nie my gebede nie, al moet ek in die Kolosseum instap en deur die leeu's opgevreet word. Is hy nog steeds wie hy gesê het hy is? Dis die deurbraak. En dis die groot geveg in jou en my harte. Daar is die geveg. Is hy of is hy nie? En alles in my vlees ondersteun hierdie een. So al die emosionele argumente ondersteun hierdie een. Hy is nie. Dis emosioneel, en as hy was, hoekom het hy dit, en hoekom het hy, al die emosionele argumente.
Nee, dit is presies wat jy in die media sien. Die sterkste argumente in die media is nie die argumente met die meeste waarheid nie. Die moet nie vir een oomblik dit dink nie. Dis nie waarheid, is absoluut nie die waarheid. Die sterkste argument is die een met die meeste emosie wek. Ons hardloop se skape agter ons emosies aan. Jy kan 'n hele volk in beroering bring emosioneel. Al is die goed wat jy sê die grootste klomp gebors onder die son. Dit maak glad nie saak, die waarheid speel nie 'n rol nie. En dit is nie veel interessant nie, is presies wat Pilatus vir Jesus sê. Waarheid, wat is die waarheid? Soos half sarkasties om te sê, waarheid is nie 'n faktor nie. Wat 'n faktor is how you spin it. Wat die gewig, die spin wat jy daarop kan sit, waarheid, wanneer dit kom by die regering van mense en die manipulering en beheer van mense, het niks te doen met waarheid nie. En dit alles te doen met hoe jy dit kan spin en trek en druk en manipuleer om by jou doelwitte uit te kom. Grootste prys vir Pilatus, grootste prys. So, dis wat ons hier te doen het, die groot storie is, wat, is jy besig met speletjies? Speletjies? Jy is besig met speletjies? Of buig jy voor Jesus? Nou, is niks verder te sê nou hoor nie. Dis waaroor Johannes gaan. Jesus identifiseer dat hierdie klomp mense loop agter hom aan, nie oor wie hy is nie, maar wat hulle van hom kan kry. Jy onthou dit, hè? Nou, gaan Jesus hulle aanstoot gee, as prys. Vir wat? Hoekom sal hy dit doen? Want hy wil dat hulle die toestand van hulle eie harte kan sien. Want dis my en jou se grootste probleem. In baie opsigte. Ons is so ingelig oor ander mense. Ons is so ingelig. Ons analyseer hulle. Ons kritiseer hulle. Ons, jy weet, gaan in ons koppe, die ou sê, daai ou sê, die ou sê, daai ou sê, daai. En ons spandeer vreeslik tyd. Ons, jy doen dit nie met jou eie hart nie. Nee, ek en jy doen dit nie met ons eie hart nie. Dit is so raar dat enige iemand dit doen. Jy gaan nie, wat gaan nie in my hart? Is my hart op die regte plek? Nee, ons doen nie dit nie. Ons gaan die hele tyd oor die ander mense. Jy is net altyd in die goeie lig. Jou intensies, dis net altyd fantasties, net wonderlik. Jy is net die een wat altyd te nagekom word. Jy het dit so goed bedoel, jy het so die en jy het so daai. Is dit nie waar nie? Nee, God wat sê, bedrieglik sê hart van die mens bo alle dinge, wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die kamers van die binneste. Jeremia 17. Ek weet presies wat in die mense se harte aan, en dis presies wat van Jesus gesê word, die godheid van Jesus. Hy weet presies wat gaan in die mense se harte aan, net God weet. Net God sê, wie weet wat gaan in die mense se harte aan? Net God weet. Jesus weet, want hy is God. Goed, so, Jesus gaan hulle nou aanstoot gee, hy gaan vir hulle goed sê, en ek wil hê, jy moet 'n bietjie kyk na Jesus vertel hulle goeters, en maak die gruisamste stellings, wat hierdie mense nie kop of stert verstaan nie. En jy dink, miskien dink jy, dit is onnodig, dit is onnodig, dat Jesus sulke goed sê, dis het onnodig, dis het onwys en onnodig, allerminst nie so nie. Dat is 'n ver groter probleem, as Jesus se gruisame stellings wat hy maak, as prys. Die groter probleem is, niemand vra vir Jesus, wat bedoel hy nie? Want in hulle oë, is hy nie wie hy sê hy is nie. Daarom, tel sy woorde ook nie punte nie. As jy weet dat wie Jesus is, as jy weet dis Jahwe, jy weet wie is Jesus, dis God in die vlees, die sigbare van die onsigbare, die skepper van die hemel en aarde, hier staan hy. En hy sê goed, wat jy net nie verstaan, jy verstaan nie kop of stert wat hy sê nie. Dan klik jy nie jou tong, draai om en stap weg nie. Want jy weet wie dit is. Sê jy gaan, ek verstaan nie kop of stert wat hy sê nie. Here, wat sê jy?
Maar hulle doen dit nie. Jy gaan dit sien. Hulle doen dit nie. Wat die bewys is, dat Jesus se assessering, Jesus se uitspraak, Jesus se oordeel oor hulle is 100% korrek. Hulle toewyding is misplaas. Hulle harte is bedrieglik. Hulle redes is onrein. En daar is die bewys. Jesus weet waarvan hy praat. Hy is nie wie hy sê hy is in hulle oë nie. So, die groot vraag is hy in joune? Rarig? Rarig. En die antwoord hier, die regte antwoord hier is nie, natuurlijk. Dis nie die regte antwoord nie. Wat dink jy? Ek sal 'n Christen vir 20 jaar. Nee, dis nie die regte antwoord nie. Die regte antwoord, die een wat van waarheid getuig is, die een wat sê, hy is my hele lewe. Mense kan my hierdie vraag 100 keer op 'n dag vra. En 100 keer 'n dag sal ek sê, nie, natuurlijk nie. Ek sal sê, hy is die liefde vir my lewe. Hy is my lewe. Hy is die Here vir my lewe. Hy is my absolute baas. As niemand soos hy nie. As jy dit hoor, so 'n manier, dan weet jy, hierdie persoon weet presies waarvan hulle praat. Dis waar by hulle. Natuurlijk doen dit nie. Hoor jy daar, jyne? Nou ja, volgende video, kyk ons na die gruisame stellings wat Jesus maak. Elke knie sal buig.